Ek het 4 laagklere aan. Nie oor dit so koud is nie, maar ek hoor dit so koud gaan word, so ek is 'n proaktiewe mens. Fanny, het ek reg gehoor? Jy het Sound of Music, Climb Every Mountain, die wat nou te laat gekom het, het dit nou nie gehoor nie. Het ek reg gehoor? Ag, ek voel so goed. Dit is presies wat ek vanaand oor praat. So baie dankie dat jy, ek weet nie hoe jy geweet het nie, maar dit opgetel het. Ek gaan sommer begin net eers dankie te sê vir baie van julle met wie ek lekker kon kuier die week. Vandag weer saam met Norman lekker kon kuier. Ek het ook vir Tannie Trips ontmoet. Ja, baie dankie. Dit was 'n wonderlike ervaring. Maar ek het ook, ek bely nou, ek het ook bietjie droog gemaak vandag. Ek het vir Rudy gebel, sommer net om te hoor hoe dit nou met hom gaan. En op die ingewing van die oomblik sê ek vir hom, het jy gehoor wat gisterand gebeur het? Hy sê, nee, wat? Ek sê, het hulle nog nie vir jou gebel nie? En hy val hoek, line en sinker. Ek sê, jong, hulle glad nie gehou van wat gisterand gebeur het nie. Ek is op die lughawe, ek vlieg nou maar terug. Hy sê, nee, jy moet nog vanaand preek. En toe begin ek nou te lag. Maar sies tog, ek dink ek het 'n paar jare afgevat van sy kwota af, so ek bely dit nou, ek sal dit weer vir hom sê. Vriende, as ek lekker kuier, dan maak ek grappe met mense, soos ek nou met Rudy gemaak het, maar ek het regtig half lief geraak vir julle so in die paar dae. Ek het baie lekker by julle bly, gekuier, sop geëet, en vanaand is die laaste aand wat ek hier is. Baie seën vir almal van julle op julle lewenspad. En dankie dat julle vanaand hier is. Op 'n manier is vanaand so 'n bietjie die hoeksteen of die capstone wat die hele doel van God se sending of God se teenwoordigheid in die wêreld vir ons wil verduidelik. Ek was 'n standaard 8 seun. Ons was nog nooit graad 10 was ons nou die laaste, ja, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, maar ek was in die hoërskool in die geskiedensklas. En julle weet mos nou, onderwysers se werk is nou om te kyk dat jy jou werk gedoen het, so jy weet hulle audit jou, gee hulle vir jou punte. En meneer Potgieter het ons verdeel in 2 groepe in die eerste periode, is 'n dubbelperiode, gesê, som nou hierdie hoofstuk op, en dan kom present julle dit nou, bied julle dit nou aan met die tweede hoofstuk. Die tweede periode. Ek dink ek in die groep by wie ek nou was, het 'n bietjie sommer oor ander goede ook gesels, want ons kom toe met net so 'n paragraaf. Aan die ander groep was overachievers, hulle het, jy weet, 3 bladsye vol geskryf, netjies geunderline, gecolor-code, jy weet, hulle. Nou, ek onthou die volgende nou soos gister, en dit was nou 'n hele paar jaar terug. Ek gee die papier vir André. Hy sit sy bril op en hy frons so, jy weet, hy sê, en dit?
Nou weet julle wat kom, nou ek is nou in die moeilikheid. Ek sê meneer, jy het gevra vir 'n opsomming. En as jy dit mooi lees, gaan jy sien dit vat die essensie van die hoofstuk saam. Sit weer sy bril op, hy lees dit en toe sê hy die volgende. Dit is 'n bietjie kort. Maar Frederik, as jy eendag groot is, gaan jy mense help om die essensie van die lewe te verstaan. Amper soos 'n profesie wat hy uitgespreek het, terwyl hy my eintlik moes kapittel. Toe ek my proefskrif klaar geskryf het na baie sweet, het ek dit aan hom opgedra. Hy was die eerste volwassene wat in my 'n toekoms gesien het. En het vir my gesê het. Die tafelgemeenskap van die Vader, Seun en die Gees wat ons uitnooi, soos julle nou weet, om saam met hulle aan tafel te kom sit, is nie 'n tafel wat in die verlede geanker is nie. Maar dit is 'n teken van die toekoms waarheen God met ons op pad is. Dis waaroor vanaand gaan. Ons het 2 liedere wat ons lekker gaan saam sing. Fanny gaan vir ons speel en julle gaan van wys daarvan agteraf. Kom ons staan op en ons sing tot eer van die Here.
meer ons bid, hoe meer ontvang ons die vermoë om God se toekoms te kan sien. So, ons gaan vanaand weer, soos van die ander aande, net lekker rustig raak, en die gebed van stilte saam bid. Wees stil en weet, ek is die Here, jou God. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Om saam met U aan tafel te wees, Here, is beter en mooier as enigiets anders in die lewe. By U is daar vrede en rus en wysheid wat nie uit onsself kom nie. Amen. Ons lees vanaand uit Johannes 20. Ek het al 'n bietjie daarna verwys. Daar is ons nou verskillende tafelgemeenskappe, so die laaste avondmaal, en dan ook is die disippels nou vanaand in hierdie gedeelte bymekaar, maar dit gaan nie goed met hulle nie. Hulle verlosser het gesterf, hulle hoop is daarmee heen. In die heel eerste verse van die stukkie lees ons dat omdat hulle bang was, het hulle die deure gesluit. Hulle het eintlik nie 'n toekoms nie. Hulle beweging, dit wat hulle eintlik hulle lewe voorgegee het, is tot niet. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle hom sien. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sonde vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. In die klassieke verhaal opgeteken deur Karen Blixen,
Noorweegse skrywer, wat ook die bekende Out of Africa geskryf het, word daar 'n verhaal vertel van 'n diensmeisie met die naam van Babette, wat op een stormagtige nag aan die kus van 'n klein Deense dorpie voet aan wal sit. Sy is 'n vlugteling en sy soek skuilings. Sy klop aan by die deur van twee susters. Ons lees later in die verhaal, die susters is die dogters van die predikant van die dorpie wat al lankal oorlede is, en sy vra of sy kan oornag by hulle. En soos die verhaal aangaan, blyk dit dat Babette iemand is wat met groot gasvryheid leef, en sy begin haarself tot diens stel en sy begin kos maak vir mense. Met die bietjie wat hulle het, is 'n arm gemeenskap, maak sy die heerlikste disse en begin sy gou kos uitdeel aan die armes en aan die verswaktes wat nie goeie kos het om te eet nie. En so word sy deel van hierdie gemeenskap. En dan op 'n dag kom daar 'n brief wat sê dat sy is 'n brief uit Parys wat sê dat sy die lotto gewen het. 'n astronomiese bedrag geld. En in hulle blydskap dat sy nou versorg is en sal weggaan, want sy het hulle nie meer nodig nie, is die gemeenskap ook heimlik jammer, want hulle het lief geraak vir haar, en sy het eintlik soveel vreugde vir hulle gebring. Dan klop sy die volgende oggend by die twee susters aan en sê, sy het 'n laaste wens. Nou sê, ja, wat is dit? Sy sê, mag ek met die geld wat ek ontvang het, vir julle 'n maaltyd voorberei? Sal julle my dit toelaat, dat ek vir julle bederf met 'n lekker maaltyd? En aanvanklik teesinnig sê hulle, maar dis is nie nodig nie, Babette, jy het so baie vir ons beteken, maar sy dring aan en sê, ek wil dit baie graag doen. Gou besef hulle het die fout van hulle lewe gemaak. Dis 'n sober gemeenskapie wat oorvloed en oordaad eintlik beskou as sonde. En toe dit die bestellings begin aankom per skeep, en dit eers kristalglase en duur porseleinborde is, en kratte vol silwer eetgerei, besef hulle, maar hier gaan iets gebeur wat eintlik heeltemal teen hulle ethos is. Veral toe die groot, as jy nou die film kyk, seeskilpad ook nog met moeite afgelaai word, besef hulle die duiwel is los. En hulle kom in die geheim sonder dat sy weet by mekaar, en besluit hulle sal moet teruggaan op hulle ooreenkoms met haar, en vir haar sê dit kan nie, dis sonde hierdie. Maar sê hulle respekteer haar tog so, kom ons maak nou maar 'n kompromis, soos 'n kerkraad nou maak, jy weet, kom ons doen nou, hou nou nie, maak niemand kwaad nie. So wat ons doen is, ons eet, maar niemand mag dit geniet nie, want dis tot sonde, dis nie tot eer van die Here nie. So gebeur dit nou dat sy die hele paar dae aan die kook is en voorberei, en dit gaan jolig daar in die kombuis, en net voor die ete begin, daag daar by een van die gemeentelede iemand op wat jare terug ook besoek afgelê het aan die gemeenskap, 'n generaal uit Parys. En op die einde aan tafel is daar nou die gemeentelede en die generaal.
Hy maak die getal vol dat hulle 12 is, wat julle nou kan agterkom wat die simboliek is. Maar hy het nou nie die kerkraad besluit gelees nie. Hy het nie die WhatsApp gekry nie. So nou word die voorgereg bedien, soos 'n wafferse, jy weet nou, grand ou uit Parys uit, vingers in die lug, neus hy eers die wyn, né? Hy rol hom so, hy proe, hy sê, hy dink hierdie wyn is uit daardie jaar, en dit is van daai landgoedery, dit is baie lekker wyn hierdie. Maar die ander kyk vir mekaar en sê, onthou, ons geniet dit nie. En toe die voorgereg voorgesit word, toe sê hy, ek het hierdie in Parys by 'n baie uitgeleese restaurant geëet. Hierdie gereg. Dis die eerste keer in my lewe wat ek dit weer eet. En ons begin nou clues kry, né, oor hoe die puzzle aan mekaar pas. Nou, soos die wyn nou weet by elke gereg bedien word en die gemeente nou uit respek vir Babette wyn drink, begin die gemoedelikheid 'n bietjie opgaan en begin hulle dit tog geniet en dit ook wys vir mekaar. En daar begin interessante gesprekke plaas van die een boer tikkie aan die een en sê, ek weet jy het 10 jaar terug my koei gesteel, maar ek vergewe jou, vat hy nog 'n sluk wyn. Sê die ander ou, jy is reg, ek is jammer. En so besleg hulle nou ou geskille wat daar nou vir jare in die dorp was en hulle raak 'n vrolike gemeenskap. En dan hierna aan die einde van die ete klik die generaal aan sy glas en hy staan op en hy maak 'n toespraak. En die toespraak, julle kan dit opsoek op Google, se titel is Amnestie. En hy sê, ek is vanaand ongelooflik dankbaar. Jare terug was ek 'n jong man, 'n jong luitenant, en ek het verlief geraak op jou. En hy kyk vir een van die dogters van die dominee. En sy bloos en gee tekens dat sy dit geweet het. En hy sê, ek het die fout van my lewe gemaak. Ek het gekies vir 'n loopbaan in die weermag en ek het nie wat Maria moes doen toe sy agtergekom het, sy is nou verlief op kaptein von Trapp, né? Hy het dit nie gedoen nie, hy is toe weermag toe, hy het sukses gehad, maar hy het nie liefde gehad nie. En vanaand kan ek in jou oë kyk en kan ek vir jou sê, ek is lief vir jou. En so wy hy uit en hy praat oor die goeie kos, die heerlike maaltyd wat hy kon hê en dat ten spyte van die foute wat hy gemaak het, hy voel hy vergewe word en hy amnestie kry deurdat hy nou vanaand weer sy geliefde in die oë kan kyk. En dan sluit die aand af met die vrolike gemeentetjie wat om die put op die plein van die dorp dans en ou volksliedere sing. Die volgende oggend sit die twee susters so half somber, want hulle gaan nou vir Babette groet, en hier kom Babette in met haar gebruikelike skinkbord, sit dit neer, sy begin hulle te bedien, en hulle sê, maar is jy nie op pad nie, Babette? Hy sê, nee, ek gaan nêrens heen nie. Hulle sê, en al die geld? Hy sê, ek het dit alles spandeer op ons ete gisteraand. Ek bly net hier by julle. Dis op verskeie vlakke 'n ongelooflike mooi verhaal. Ek wil met jou vanaand en myself praat
oor hoe ons dink oor die toekoms. En ek wil saam met jou dink oor wat dit beteken as ons kan bekeer tot God se mooi toekoms vir ons. Een van die gruwelikste en jammerlikste misverstande wat daar in die Christelike geloofsfamilie bestaan, is dat die verlede beter is as die toekoms. Jy moenie nou oë trek vir my nie. Ek weet wat julle vir julle kinders en kleinkinders sê. Yes, ek is dan bly ek is nie vandag jonkie. Want in die goeie ou dae, jy weet, dit was die skole nog so en al ons, jy weet. Wat sê ons vir ons kinders en ons kleinkinders? Die toekoms is slegter as wat die verlede was. Presies die teenoorgestelde is die evangelie van Jesus Christus. Ek hoop ek kan jou daarvan oortuig vanaand. Ek hoop jy kan vanaand saam met my dink, sodat jy soos Babet met alle vrymoedigheid vrygewig kan wees oor jou lewe, want die toekoms is beter as die verlede. Op grond waarvan sê ek dit? Kan ek jou vra, waar dink jy is God nou? Ek weet dit klink so 'n bietjie na 'n godslasterlike vraag, maar ek wil tog gou net vir jou vra, dink waar is God nou? Hy is hier by ons deur sy Gees. Is God in die verlede? Of is God in die toekoms? God is in die toekoms. Ons sê dit in ons geloofsbelijdenis elke keer, hy is op pad na ons, vanuit die wederkoms kom hy na ons toe. Of wag hy vir ons om ons te kom haal? Ons sing dit in die ou Halleluja's, ons sê dit maar ons glo dit nie. Daar's ergens 'n kortsluiting wat maak dat ons veiliger voel in die verlede as wat ons voel in die toekoms. Nou, dit is nie moeilik om dit te verstaan nie, want ten minste weet jy wat in die verlede gebeur het. Hier is seker van julle wat ouditeurs is. Sorry dat ek nou pik op julle, maar julle check ons mos nou op, of ons, julle gaan deur die boksies en check julle op, of ons alles reg spandeer het wat ons moes spandeer. Maar met baie groot respek teenoor jou professie, God is nie 'n ouditeur van die verlede nie, maar 'n skepper van die toekoms. Nostalgie oor die mooi, die ou tyd, ek en nou het vanoggend lekker koffie gedrink en heerlik nostalgies gedink toe ons nog 19 jaar oud was. Jy weet, en wat ons al saam gedoen het as studente en hoe goed dit vir ons was. Nostalgie kan nie uiteindelik bepaal hoe jy dink en besluit oor die lewe as jy 'n navolger van Jesus Christus is nie. Dis lekker, dit maak jou hart warm. Jy sing liedere, baie van julle het gesê, die ou tye van die Pinkstertye, julle beleef dit hierdie week weer. Daar's nie fout daarmee dat ons dit beleef nie. Maar as ons dink oor die toekoms, en die verlede is vir ons mooier as wat die toekoms is, sê 'n skrywer, is dit soos om lewendig met jou gesig ondertoe begrawe te word. Jy gaan al dieper in die gat. Jy gaan nie vorentoe nie. So toe Jesus nou as opgestane Christus daar by die disippels kom, en hulle is baie bang van die ander evangelie sê, hulle het hulle doodgeskrik
toe hulle die lewende Christus sien, ek dink ons sal ook maar, jy weet. En hy sê vrede vir julle. En hy wys vir hulle die wonde en hulle besef dit is hy. En hulle met blydskap hom ontvang. Wat sê hy vir hulle? Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou ook. Soos die Vader, die Seun en die Gees julle nou in hierdie tyd aan die tafel laat sit het. En julle herinner daaraan dat julle verlos is van die skuld van julle verlede. Dat julle bevry is van die skaamte, van enige gevoel dat jy nie goed genoeg is nie. Dat jy aan hierdie tafel genees word van die pyn wat jou terughou. Nou stuur ek julle. Ek stuur julle tot aan die uithoeke van die wêreld. En ek vra dat julle hierdie evangelie van verlossing en bevryding en genesing gaan leef tot aan die uithoeke van die wêreld. Klink dit soos iemand wat net in die verlede teenwoordig is? Of klink dit soos iemand wat saam met ons uitnooi om saam met ons God op pad te wees na 'n beter en 'n mooier môre? Die term wat ons in die teologie of in die kerk gebruik, is die koninkryk. 'n Mens sou dit ook kon sê, die nuwe wêreld waarheen God met ons op pad is. Wat is God se voorkeurtoekoms? Het God 'n voorkeurtoekoms? Of is God net, weer met respek, 'n ouditeur wat kyk of jy alles gedoen het soos die wette in die verlede gesê het ons moet doen? Of gee die Gees vir ons gawes om nie te skep, nie te sien, en dan seker nie te skep en nie te gaan leef? Kom ons praat vir 'n oomblik oor julle stad, Johannesburg. Julle ken die stad beter. Wat ek sien en van julle hoor, is dat Johannesburg nie die stad van glorie is tans wat dit vroeër was nie. Dis die realiteit. Ons moet nie, jy weet, oorverblindery doen nie. Dit is so. Ek sien dit in julle strate. Ek hoor dit, ek lees dit in artikels oor die stad. Waar is die mense wat glo in hierdie stad? Dat hierdie stad 'n toekoms het. En dat die beste nie agter ons is nie, maar die beste voor ons kan wees. Ek sê dit half ernstig vir julle vanaand. Hierdie kan nie 'n plek wees waar julle net in nostalgie dink oor die mooi tye van die verlede nie. Sorry. Dan is julle nie saam met God op pad na 'n beter toekoms toe nie. En ten spyte van die mees gebroke sisteme waarin ons leef, kan jy nog 'n onderwyser wees wat 'n kind in die oë kyk en sê, as jy eendag groot is, dink ek sal jy dit kan doen. Kan jy 'n ouditeur wees wat glo daaraan dat die sisteme van korrupsie wat ons opvreet soos kanker oorwin kan word en weer reg en geregtigheid kan kom, maar die geld kan gaan waarvoor dit bedoel is? En kan ons saam begin droom oor hoe lyk dit as dit wat vervalle geraak het, deur die krag wat die Gees ons gee,
tree vir tree nuut gemaak kan word. Die toekoms is nie iets waarvoor ons moet bang wees nie. Natuurlik verstaan ek dit dat 'n mens half skrikkerig is, want jy kan mos nou nie die toekoms bepaal nie. Jy weet nie, jy dink maar, jy hoop maar, jy skep scenario's. Dis tipe werk wat ek elke dag doen. Maar jy is nie doodseker nie. Of is ons? Of is dit nie dalk so dat ons dodelik seker is dat God se nuwe wêreld ook hier in Johannesburg sal kom nie? As dit met ons gebeur, kom daar iets los in jou wat mense vandag noem afwagtende leierskap is. Jy maak jou oë oop en jy kyk van die klein tekens van nuwe lewe. Kyk, die koninkryk kom nie met mag en geweld nie. Dis nie net een swaai en alles is reg nie. Geen politikus moet geglo word wat sulke goed sê nie. Dit kom in die vorm van 'n mosterdsaadjie. Meeste mense kyk dit mis. En voor oë kan uitvee, is dit 'n boom. As ons opstaan van hierdie tafel, waarby ons heerlik kon sit hierdie week, daag ek jou uit om op te staan en te gaan soek vir die tekens van God se koninkryk en daaraan deel te neem. Ek sluit af. Daar word van moeder Teresa vertel. Julle weet, sy het in Calcutta gewerk. Ek was nog nooit daar nie, maar ek het al gehoor, dis van die ergste armoede wat 'n mens jou kan indink, mense wat hulle hele lewe lank op sypaadjies leef of in geen herberg het nie, kinders wat so groot word en uiteindelik doodgaan. En terloops net, na moeder Teresa se dood, het daar data na vore gekom, of mense het oor haar begin skryf wat haar baie goed ken en sê, moenie dink dit is elke dag vir haar maklik gewees nie. Sy het diep geloofstwyfels gehad. Sy het dikwels gewonder of dit die regte ding is wat hulle doen. Maar hoekom is sy vir soveel mense van ons tyd die voorbeeld van wat dit beteken om Jesus te volg? Daar word vertel dat sy 'n baie eenvoudige ritme elke dag gehad het. Dat sy in die oggend saam met haar medewerkers 'n devotion gehad het, gebid het, Bybel gelees het, en dan staan daar, and then we go out in the city and look for Jesus. Jesus, die opgestaande Jesus, is in Johannesburg. Ek kon vroeër vanoggend met 'n vriend praat oor 'n verhouding tussen mense waarvan ons bewus het wat vir jare so skeef geloop het, dat daar eintlik nie kans was op herstel nie. En ek kon hom vertel hoe mooi dit nou tussen daai mense is. Jy kan dit nie glo nie. Dit het deel geword. Geloof in Jesus Christus, navolgingskap, deelname aan die lewe van die drie eenheid,
kyk by die venster uit vooruit. En nie agtertoe nie. Kan ek jou vra om diep hieroor na te dink in die komende dae? Kan ek jou vra om jou grammatika te skuif van past na future tense? Kan ek jou vra, as jy die volgende keer kla oor iets wat stikkend is, dat jy net die woorde nog nie invoeg? Dit is nie reg nie. Dit is nog nie reg nie. En kan ek jou vra om saam met die medegelowiges van hierdie stad, van ons land, van die wêreld, volhardend te bly getuig dat die beste voor ons lê en nie agter ons nie. Die geskiedenis, vriende, is nie iets wat in die verlede gebeur het, waar God ons geskep het en nou soos 'n grys ou man op 'n russtoel sit en kyk wat met ons gebeur nie. Die geskiedenis is soos 'n herder wat voor die skape stap, saam met hulle 'n nuwe pad soek en uiteindelik vind. Mag die Here vir julle as gemeente, vir my, as ek nou teruggaan, vir ons in ons klein en groter wêrelde, die genade gee om altyd vorentoe te kyk. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons hoor vanaand duidelik, soos wat U die eerste groep disippels uitgestuur het, dat U ons ook uitnooi vanaand om as gestuurdes in die wêreld in te gaan. Met ons harte en ons oë gefestig op U wat op pad is na ons toe. Seën ons, Here, met 'n vars nuwe blik op die toekoms. Hef ons harte op. Gee ons energie en moed om raak te sien daar waar U reeds besig is en die roeping te voel en te hoor oor wat elkeen van ons kan doen in ons lewens om mense saam te neem na die mooi toekoms wat U vir ons het. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons leidsman. Amen. Vriende, ons gaan sing. Dit is, Annie, hulle het nie hulle werk swak gedoen deur nie die kersse op te steek nie. Ek het gevra hulle moet dit nie doen nie. En ek gaan jou uitnooi as jy vanaand net die lig wil dra. Kom vorentoe, hier's 'n aansteker, steek 'n kersie aan. Jy sal weet wat dit beteken. Ons gaan soos die eerste aand rustig kans gee dat die wat dit wil doen, kan doen. Fanie, ons gaan die liedere sing as dit klaar is en mense steek nog aan, dan speel jy maar net. Kom ons staan en ons sing tot eer van die Here.
Daar is die sop vanaand. Die sop is op. Ek is nie waar nie, hoor. Daar is ek reg? Daar is sop vanaand. En julle weet hoe lekker die sop is. Ek het 'n kersie aangesteek vir my 2 kleinkinders. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees elke dag tot aan die volëinding van die wêreld. Amen.